Vanoggend word ons stil voor die almagtige God. Die graf is leeg. Daar's 'n hartseer in die disippels se harte. 'n Seer wat hulle nie kan wegredeneer nie, 'n seer wat hulle nie verstaan nie. Die een wat gekom het om hulle te red, het aan 'n kruis gesterf. Sy liggaam is verbrokkel, sy liggaam is stikken. En dan kry hulle hierdie nuus dat hy weg is. Petrus en ander disippels hardloop. En wanneer hy daar kom, is die rots weggerol en die graf is leeg. Geliefdes in Jesus Christus, ons geloof is op daai leë graf gebou. Ons geloof is op Jesus Christus gebou wat leef. Baie keer herinner ons onsself aan die kruisdood, en dis ook reg so. Maar die oorwinnaar het aan daai kruis gesterf. Die oorwinnaar oor dood. Kom ons buig dan ons hoofde voor die almagtige God, die Vader wat sy seun gegee het, sodat ek en jy mag lewe. Here almagtige Vader, ek staan vanoggend voor U met 'n jubelende hart, want ek weet, my Christus leef. My Christus het nie net vir my sonde gesterf en hy's weg nie, hy leef en daarom leef ek in hom. En daarom kan ek vanoggend juig, kan ek jubel, maak nie saak wat voor my staan nie. Ek kan dit in die gesig staar. Ek kan vorentoe loop, want Christus is in my, Christus is by my, Christus is vir my. Here, ek bid vir elke een in hierdie kerk en vra U om hulle te behoed en te bewaar, want U is met ons. Amen. Baie dankie Henny en sy span. Soos gewoonlik is julle absoluut awesome gewees. Vriende, geliefdes, Jesus Christus bid in die tuin van Getsemane. En ons weet, hy het 'n verskriklike stres gehad. Hy het geweet wat vir hom wag. Die Bybel sê dat hy bloed gesweet het. Sy disippels is by hom. Maar wanneer hulle kom om hom te arresteer, wanneer Judas hom verraai, wanneer hy weggevat word, vlug almal. Bang vir hulle lewens. Petrus bly op 'n afstand. Hy staan by die vuur. En dan vra 'n diensmeisie hom, maar is jy nie een van sy disippels nie? En Petrus ontken dit. Nee, ek is nie. Jy verwar my met iemand anders. Rukkie later vra iemand hom, maar is jy nie 'n Galileër nie? Nee, sê Petrus. Ek is nie. Jesus het Petrus gewaarsku dat jy my sal verloon. 3 keer voor die haankraai. Ons lees dit daar in Lukas 22. En ek lees vanoggend vanaf vers 59. Na verloop van so wat 'n uur, het nog een met beslisheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.
Vriende, hoe kan Petrus dit doen? Ek wil vanoggend vir julle vra, wie van julle het nie al gewonder, hoekom kan Petrus dit doen? Hoe het Petrus dit gedoen? Aan die een wat hy so bitterlik lief gehad het, die een wat hy gesien het wat wonders gedoen het, en tog verraai hy hom, verloon hy hom, ontken hy hom. Verraai is miskien nie heeltemal die regte woord nie. Maar hy verloon hom. Hy ontken hom. En tog is dit dieselfde Jesus wat gesê het, op jou sal ek my kerk bou. Jy is die rots wat ek my kerk op gaan bou. Ek wil vanoggend vir julle eerlik vra, is dit regtig iemand wat jy wil volg? Iemand wat sy leermeester verloon, iemand wat sy leermeester ontken. As ek vanoggend hier staan en ek ontken Jesus Christus, sal julle nog na my wil luister? Ek dink oom Willie haal my so vinnig van hierdie preekstoel af as moontlik. Dis wat Petrus doen. Maar ons mis 'n klein gedeeltetjie in hierdie gedeelte van Lukas. Lukas skryf en hy sê, en toe die haan kraai, het Petrus buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Vriende, op hierdie Paasondag wil ek jou vra, wanneer laas het jy bitterlik gehuil oor jou sonde? Nee, maar ek verloon nie Jesus nie, kan jy vir my sê? En ek wil jou die vraag vra, regtig? Jy al om 'n braaivleisvuur gestaan en grappies gedeel wat jy weet wat nie reg is vir jou nie. Het jy al met iemand gepraat en om die vrede te bewaar, het jy maar eerder stil gebly, in plaas van om te sê wat jy moes gesê het. Jy al met iemand moes jy die woord van God deel, en omdat jy skaam is, omdat jy nie seker is nie, eerder stil gebly. Is dit nie maar dieselfde ding nie? Is dit nie maar dieselfde as om Jesus te verloon nie? Kan ons nie vanoggend miskien ons vereenselwig met Petrus nie? Die enigste verskil tussen ons en Petrus is, toe Petrus Jesus verloon het, het daar haan gekraai. As ek Jesus verloon, kraai daar nie haan nie. Hoeveel keer het ek my rug op Jesus gedraai? Hoeveel keer het ek gelag, wanneer ek eintlik moes gehuil het? Hoeveel keer het ek dat mense wegstap, sonder om terecht te wys? Dink almal wat my ken, sal weet dat ek dit haat, as iemand die Here se naam ydelik gebruik. En ek praat reguit met daai persoon onmiddellik. Geen nie omdat jy dit sê nie, maar nie voor my nie, want dis van my God wat jy praat, dis van my Jesus wat jy praat. En daarom gaan ek nie daarvoor staan nie. Wanneer laas het jy geluister of jy 'n haan hoor kraai? Petrus is seker die disipel wat vir my die naaste aan die hart lê as ek van die disipels moet praat, nie net omdat my middelnaam Petrus is nie, maar ons leer so baie van hom en so baie by hom. Hierdie selfde Petrus wat Jesus verloon, gaan, en wanneer hy in Jerusalem loop, dra die mense, siekes, dat hulle op die straat gaan sit, sodat Petrus se skaduwee net oor hulle kan val. Ons lees dit daar in Handelinge 5, vers 15. Dat mense siekes gedra het, dat hierdie Petrus wat Jesus verloon het, se skaduwee net op hulle val. Vriende, Petrus is nie meer die een
wat Jesus verloon het nie. Hy het opgestaan. Soos Jesus uit die dood uit opgestaan het, het Petrus uit die dood uit opgestaan, al het hy nog gelewe. Daardie selfde Petrus is later gekruisig, maar hy het geweier om gekruisig te word soos Jesus Christus. Ek is nie werd om soos hy te sterf nie, het die man gesê wat Jesus 3 keer verloon het. Daardie oomblik, wat die haan gaan kraai, kom vir my en jou. My vraag is, die dag wanneer Jesus Christus terugkom, gaan hy jou verwelkom, of gaan die haan kraai? Wat besef, het is te laat. Vanoggend het ek en jy nog tyd. Vanoggend het ek en jy nog tyd om terug te draai, om bitterlik te huil oor dit wat in ons lewens gebeur. Om te sê, Here, red my. En soos Petrus, 'n rots te word vir Jesus, om sy kerk op te bou. En dit begin by jou. Elke man wat vanoggend hier sit, dit begin by jou, in jou gesin. Wie is die rots? Wie is die fondasie, wat Jesus Christus sy kerk op kan bou? Na hierdie nuus, dat Jesus weg is, lees ons daar in Lukas 24 van twee Emmausgangers, hulle is op pad terug na die dorpie Emmaus toe. En dit is so plus minus 11 kilometer van Jerusalem af. En terwyl hulle so loop, en hulle gesels oor die gebeure wat gebeur het, oor die kruisiging. Toe ek voorbereiding doen toe, kom ek op hierdie pragtige gedeelte af wat 'n prediker sê. Hy sê toe Jesus gekruisig is, en daar bo aan sy hoof, daar bo aan die kruis het gestaan, koning van die Jode. Maar dit het in 3 tale gestaan. En hy vra die vraag, hoekom in 3 tale? Die eerste een was Aramees, Hebreeus vir die Jode. Die tweede een is Latyns. Dit was die taal van die Romeine. En die derde een was Grieks. Dit was basies die taal van die nie-Jode. Die res van die wêreld het Grieks gepraat. Maar sien julle die simboliek? Dit is nie net die koning van die Jode nie. Hy is die koning van die wêreld. Maar hierdie 2 manne loop en hulle praat, ek sê manne, ons weet nie regtig wie is die tweede een nie. Daar's baie beweringe, ons weet dis Kleopas. Interessant, Kleopas se naam beteken glorie aan die Vader. Baie beweer dat dit sy vrou is, maar dit maak nie vir my saak nie. Ek wil vanoggend jou hê, jy moet vir jou verbeel, jy moet jou verbeel soos 'n graad eentjie. Wil ek jou vanoggend verbeel, dis jy wat langs Kleopas loop. Jy loop langs Kleopas. En terwyl jy nog so loop daar 'n derde persoon saam jou. Maar jy herken hom nie. Ons lees dit daar in Lukas 24. Vanaf vers 14 lees ek vir julle. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam van Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? En dan as jy verder lees, dan het Jesus vir hulle begin vra en hy die Bybel begin uitlê, en dan weet ons wat later gebeur wanneer hy die brood breek wat ons vanoggend gaan breek. Toe het hulle oop gegaan.
Maar ek wil op hierdie pad bly vanoggend. Ek wil vir julle vra, hoeveel keer was hy daar, maar jy was blind? Hoeveel keer het hy gewerk in jou lewe? Hoeveel keer het hy in jou lewe iets gedoen, maar jy dit nie herken nie? Hoeveel keer het hy saam met jou op 'n donker pad geloop, saam met jou in die lewe geloop, waar jy hulp nodig gehad het, waar dit gevoel het of jy nie meer kan loop nie, en jy skielik gedra, maar jy besef nie, dis Jesus Christus wat jou dra nie. Hoeveel keer het hy sy teenwoordigheid eenvoudig net nie raak gesien nie? Jy sien, die leuen van die wêreld is, Jesus is ver van jou af. Hy is weg. Hy gee nie om nie. Hy loop nie meer saam met ons nie. Maar Paasfees herinner ons dat Jesus leef. Maar waar leef hy? Daar buite? Hier binne? Nee. Hy leef hier. Hy is binne in jou. Is Jesus lewendig in jou? Weet die mense wat langs jou vanoggend sit, dat Jesus in jou is? Sien hulle hom? Beleef hulle hom? Erken hulle hom in jou? Hoekom sou ek Jesus nie herken nie? Hoekom sou ek Jesus nie aanvoel nie? Hoekom sal ek sy teenwoordigheid nie voel nie? Hoekom staan ons partykeer in die kerk, die mense hier voor sê, voel jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees, maar ek staan nie, maar ek voel niks. Hulle verbeel hulle. Baie keer as ek met mense praat en ek begin oor Jesus praat, dan kry ek sommer hoendervleis, want ek kry daai gevoel van, God is binne in my, Jesus is binne in my. Ek staan in die week in 'n rugby kringetjie en ek sê vir my spannetjie wat ek afrig, is niemand in hierdie kring wat 'n groter Christen as ek is nie. Na die tyd vra een van die ouers vir my, hoe kan jy dit beweer? Ek sê, want as ek dit nie sê nie, is al fout met my. Ek sê, as jy dit nie kan sê nie, dan moet jy jou weer gaan toets. Want ek moet leef vir Jesus Christus. Alles wat ek doen, moet tot sy eer en sy verheerliking wees. Niemand moet groter as ek wees, as dit by Jesus Christus kom nie. As dit kom om hom te eer, dan moet ek heel eerste in die ry staan. Ek moet jou uit die pad uitstamp, oom Roy. Ek wil eerste daar wees om Jesus te loof, om Jesus te prys, om Jesus te eer. En Eddie, as jy nie kan hardloop nie, dan tel ek jou op en ek draai jou saam, maar ons gaan daar uitkom. Ons gaan eerste daar wees. Het jy nog hy passie om Jesus te loof, om Jesus te prys, om hom te verheerlik? Jy sien, die enigste rede hoekom ek Jesus se teenwoordigheid nie voel nie, is omdat sonde maak my blind. Sonde maak my doof. Sonde hou my oë toe. Selfs wanneer hy langs ons loop. Moet nie vergeet nie, die Emmausgangers se oë het oopgegaan toe hulle die brood breek. En vanoggend wanneer ons die brood breek en ons drink die wyn, moet ons onthou wat hy gedoen het. Dit is nie net 'n tradisie nie. En as jy gekom het omdat jy honger of dors is, na die woord is reg. Maar as jy honger en dors is vir daai stukkie brood wat jy gaan kry, dan gaan jy vanoggend teleurgesteld wees.
Ons is hier om een rede. En dis om Jesus Christus se naam te verheerlik. Om God se naam groot te maak. Wanneer hulle erken wie Jesus is, sê hulle, het ons nie 'n warm gevoel gekry toe hy saam met ons begin loop het nie. Die Bybel sê sy woorde is, het ons harte nie gebrand toe hy saam met ons loop nie. Hoeveel keer het jy in 'n situasie gekom en dan kom daar net iets oor jou. Daai gevoel van vrede. Ek bid baie. Ek bid baie keer vir goed wat julle voor sal lag. Maar vir my is dit belangrik. Vir my is dit baie keer belangrik dat 'n deur oopgesluit moet wees of toegesluit moet wees. En ek praat van 'n fisiese deur. En wanneer ek daar kom en die deur is oop, dan sê ek het nou gebid daarvoor, maar eintlik is die deur veronderstel om oop te wees. Maar ek was bekommerd die deur is toe. En ek het geleer om die Here te dank in alles wat ek doen. Evenal kom ek by die deur en hy is gesluit en ek het gevra dat hy oopgesluit moet wees, dan sê ek vir die Here, ek weet, U het 'n plan waarom hierdie deur gesluit is. Ek vertel vanoggend vir oom Willie en tannie Marietjie en 'n groepie wat daar gestaan het, wat gisterand met my gebeur het voordat ek werk toe is. Ek gaan nou nie julle storie vertel nie, maar ek het gebid. Ek het ernstig gebid. En ek is werk toe. En ek is by die werk, maar ek is omgekrap, ek is ongelukkig. En ek staan vanoggend hier met vrede in my hart, want die Here het vir my voorsien. En so kan hy vir enige iemand voorsien. Dit mag vir jou miskien vanoggend iets kleins wees, dit mag miskien vir jou voel of dit nie belangrik is nie, vat dit na Jesus Christus toe. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Dan wil ek by die laaste persoon kom waar ons vanoggend oor gaan gesels. Ek gaan so rukkie by hom stil staan. Hierdie Jesus is dood. En sy volgelinge beweer dat hy opgestaan het uit die dode. En dit veroorsaak 'n revolusie. Ons noem dit 'n herlewing. Maar die Romeine besef, iets is verkeerd, iets is fout, hier gaan moeilikheid kom. Ons moet hierdie onderdruk. En deur hulp van die kerk begin hulle hierdie Christene vervolg. En die man wat voorloop is Saulus. Hy was daar toe die eerste martelaar gesterf het. Stefanus. Maar hierdie Saulus is nie net sommer 'n man nie, hy's 'n slim ou, hy's 'n geleerde, hy's 'n skrifgeleerde. En hy sê vir die priesters, ek sal hierdie Christene vervolg, ek sal hulle uitroei, en hy gaan doen dit met 'n passie. Hy doen dit nie lafhartig nie. En dan op pad Damaskus toe, ontmoet hy hierdie Jesus. En die interessantste vir my is, dit wat Jesus vir hom sê. Jesus sê nie vir hom, waarom vervolg jy my kinders nie? Waarom vervolg jy my volgelinge nie? Hy sê, waarom vervolg jy my? Wat beteken dit vanoggend vir jou? Dit beteken dat wanneer jy in Jesus Christus glo, is jy deel van Jesus Christus. Soos ek vanoggend hier staan, is die Heilige Gees in my en is ek deel van Jesus Christus. Maar Paulus skryf aan 'n jong prediker met die naam Timoteus. En hy sê vir Timoteus, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word
dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die grootste is. 1 Timoteus 1 vers 15. Paulus beweer, hy is die grootste sondaar. En ek wil vanoggend vir hom sê, Paulus, jy het nog nie Jacques Zaiman ontmoet nie. Ek dink ons almal kan identifiseer met Paulus. Maar wat sê Paulus in vers 16? Paulus sê in vers 16, maar deur Jesus Christus se genade is ek vrygekoop. Ek sê vir julle eerlik, ek is nie 'n sondaar nie. Want ek is vrygekoop deur Jesus Christus se bloed. As ek vanoggend vir julle sê, ek is 'n sondaar, het Jesus Christus verniet aan die kruis gesterf. Hy het vir my sonde gesterf, hy het my skoon gewas, hy het my rein gemaak, hy het my skoon gemaak. Ja, ek het foute. Moenie 'n fout maak nie, ek het baie foute. Maar die dag toe ek my bekeer het, die dag toe ek my hart vir Jesus Christus gegee het, het hy my 'n nuwe mens gemaak. Ek het gesterf en ek het weer opgestaan. En hierdie nuwe opstandeling is 'n nuwe mens in die koninkryk van Jesus Christus. Ek kan myself nie vanoggend 'n sondaar noem nie, want ek is vrygekoop deur Jesus Christus se bloed. Luister mooi, ek sê nie ek doen nie sonde nie, ek sê nie ek maak nie foute nie, ek sê Jesus Christus het my skoon gewas. En dankie aan Jesus Christus, dat baie keer, voordat ek iets verkeerd doen, hy my stop. Maar vanoggend, kan ek met eerlikheid voor julle sê, ek het verander. En elke dag van my lewe, verander ek. Want ek beweeg al hoe nader aan Jesus Christus. Ek was gered, maar ek bly net 'n sondaar. Nee, ek is gered en ek leef in Jesus Christus se genade. Die genade van Jesus Christus het my verander. Hy het my vrygemaak, hy het my herstel, hy het my nuut gemaak. En dieselfde genade maak my elke dag van my lewe vry van hierdie wêreld. Vry van die duiwel, van die vyand wat my aankla en sê, maar jy was, ja ek is nie meer nie. Moenie my herinner aan my verlede nie, herinner my eerder aan wie ek nou is en aan wat kom. Want ek is op pad hemel toe. En almal van julle wat hier sit, wil ek saamvat. En weet julle wat is die beste? 'n maand terug het ek gepreek en ek het gesê, daar's baie plek vir julle. Johannes 14 sê Jesus, my Vader het baie kamers. Julle is welkom om saam te kom. Dit is onsself wat sê, ek is 'n sondaar. Onsself sonder Christus is ons verlore. Maar in Christus is ons nie meer gevange aan die sonde nie. Ek staan nie vanoggend hier en sê vir julle, ek is perfek nie. Ek streef om perfek te wees, maar ek is nie. My God is perfek. En wanneer ek streef om soos Jesus te wees, moet ek streef vir perfeksie. Maar ek kan vanoggend sê, ek is maar net 'n mens. Maar dit sal nie die waarheid wees nie. Want ek het die Heilige Gees in my. En daarom is ek nie net 'n normale, gewone mens nie. Ek is 'n mens met Jesus Christus binne in my. En daarom moet ek glo, ek kan berge versit.
En daarom moet ek glo, ek kan siekes genees. Daarom moet ek glo, ek kan mense oprig. Maar dit beteken ook, dat ek moet besef, ek het 'n verantwoordelikheid, om altyd Jesus se naam te verheerlik, in alles wat ek doen. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek sal nie Jesus verloon nie. Ek sal hom erken. Ek sal hom erken in my lewe, in my woorde, in my keuses. Die vraag is nie vanoggend, met wie van hierdie 3 identifiseer jy nie. Soos Petrus val ons almal. Soos die Emmausgangers, sien ons nie altyd nie. Soos Paulus besef ons nie altyd ons sonde nie. Die ware vraag wat ons vanoggend moet vra is, nie leef Jesus nie, maar leef Jesus in my. Die graf is leeg, Jesus leef, maar leef hy in jou hart, jou lewe, jou keuses. Paasondag gaan nie net oor 'n gebeurtenis nie, dit gaan absoluut oor 'n verhouding. Petrus se verhouding met Jesus is herstel. Die Emmausgangers se oë het oopgegaan en Paulus het verander. En jy? Is jy herstel? Is jou oë oop? Het God se genade jou verander? Jy sien, wanneer ons by die kerk kom, moet ons besef, Jesus se genade is vir my genoeg. Ek het nie meer nodig nie. Ons bid so baie vir dinge, wat ons wil hê Jesus moet vir ons verander, wat God vir ons moet makliker maak. My eie seun is op pad na 'n ander land toe en ek kan toe net bid nou al kliphard vir hom. Maar ek weet, waar hy ook al gaan hy met God se genade. Jy sien, genade is nie iets wat verdwyn nie, genade is nie iets wat wegbeweeg nie, genade bly by ons, en weet jy wat? Dis iets wat jy nie verdien nie. Ons kry dit, omdat Jesus Christus dit vir ons gee. Wat doen jy vanoggend met God se genade? Wat doen God se genade met jou? Genade is nie iets wat jy ontvang omdat jy iets gedoen het wat great is nie, omdat jy soos 'n medalje wat jy om jou nek hang nie, nee. Dit is iemand wat in jou kom leef. Jy kan dit verwerp soos Petrus. Jy kan dit miskyk soos die Emmausgangers. Of jy kan daardeur verander word soos Paulus. Vanoggend is die graf leeg, ek het dit 'n paar keer gesê. Want Jesus Christus is lewendig. My vraag is Jesus Christus lewendig in jou? Want dis waar jy die wêreld om sien. Dis waar die mense om sien, in jou. Ek hoor so baie keer mense wat sê, as dit is hoe 'n Christen is, wil ek eerder nie 'n Christen wees nie. Ek draai na die persoon toe en ek sê vir hom, nou wees jy die Christen wat 'n voorbeeld is vir die wêreld. Hou op verskoning maak om nie die regte ding te doen nie. Hou op verskoning maak om nie hierdie boek te lees nie. Hou op verskoning maak. Volgend vra een van die gemeentelede vir my, hulle soek my preek. Sy sê vir my, ek gaan dieper in hierdie in.
Is dit nie mooi nie? Het my soms so warm gevoel om my hart gegee. Ek gaan dieper hierin. Want as jy by daai deur uitstap vanoggend, is daai daar buite jou sendingveld. En hierdie kerk, oom Willie, is ek verkeerd as ek sê, hierdie kerk is nie gebou vir geredde mense nie, hierdie kerk is gebou vir sondaars. Hierdie kerk is gebou om mense te verander, en jy, wat die Heilige Gees, Jesus Christus in jou het, jy moet 'n voorbeeld wees. Waar jy ook al beweeg, wees 'n voorbeeld. Of dit daar op die sportveld is, of dit daar by die werk is, waar jy ook al beweeg, wees 'n voorbeeld vir Jesus Christus. Kom ons buig die hoofde. Here almagtige Vader, ek staan vanoggend hier en ek is soos Petrus, opgewonde, omdat ek al bitterlik gehuil het in my lewe, oor dit wat ek verkeerd gedoen het, maar opgewonde, omdat ek weet, U het my herstel. Ek is opgewonde, soos die Emmausgangers, omdat ek weet, U het my oë oopgemaak. Ek sien U raak. En ek is opgewonde, soos Paulus, wat gesê het, om te lewe is vir my Christus, en om te sterf is vir my wins, want U het my